Hoe sien 'n mens lig in die donker as jy alles verloor? 20 jaar gelede het ek as 'n vuurtoring afgeskakel en in die donker gelewe toe ek gediagnoseer is met 'n breintumor. Ek het al my prestasies en toekomsdrome as 'n tiener verloor en ek was skielik alleen in die donker met my oë toe. Toe omdat ek te skaam was en hardkoppig was om hulp te aanvaar en ek het besef daar is 'n ander vlak van volwassenheid. 'n Vlak waar 'n mens die woord help moet gebruik. Die moeilikste woord wat my gered het. Ander gelowiges om my het verskeie vorme van lig uitgestraal deur hulle gawes en ek moes leer hoe om afhanklik te wees van hulle lig. Die gebed, die hospitaalbesoeking, die lyding, alles het my gehelp om weer my kersie te wil aansteek. Niks kan jou gawes van jou wegneem nie. Geen siekte. My lewensomstandighede het veroorsaak dat ek nie meer in die kollig is nie, maar ek is net 'n klein kersie wat 'n klein liggie afskyn. As 'n klein kersie moet ek leer hoe om stadig te loop, want sodra ek begin vinnig loop, is daar nog 'n breinoperasie, wat soos die wind my liggie wegwaai. Na my 4de breinoperasie, wou ek weer my rug draai op die lewe. Maar ek en my man is te geseën met 'n vuurtoring, 'n helder vuurtoring, 'n nederige vrou, 'n surrogaatma. Sy het ons nie geken nie, maar sy het haarself diensbaar gemaak. In die donker het sy op ons geskyn. En vandag, 4 jaar later, te danke aan haar, skyn ons 4-jarige dogtertjie steeds haar liggie. Ons het geen ander keuse as om gebruik te maak van die lig wat God op ons pad stuur nie. Ons moet toelaat dat ander gelowiges ons kersie aansteek, sodat ons weer ander gelowiges se kersie kan aansteek. Ek het gereeld gewonder, hoe kan ek vir God dankie sê, omdat hy my keer op keer nog 'n kans gee om te lewe. Maar dit is nou 18 jaar later, en ek is nog steeds betrokke by die jeug soos ek besluit het. En elke jaar word ek gemotiveerd deur klein kersies rondom my, en dit laat my voortgaan jaar op jaar. Daar kom steeds donker dae, ek wonder wat gebeur, ek raak swanger, en iewes skielik waai my liggie net weer weg. Jy verloor die baba waarvoor jy so hard gebid het. Skielik, as jy oë oopmaak, dan sien jy weer daar's lig om jou. Gelowiges wat bereid is om jou kers aan te steek. 18 jaar gelede het 'n neurochirurg vir my gesê, Elisabeth, daar's niks wat ons verder vir jou kan doen nie. Ons moet net wag, die breinskade sal dalk herstel, maar daar gaan dalk nog breinoperasies kom in die toekoms. So, gaan uit en laat jou liggie skyn. Ek kon dit nie verstaan nie, want in my oë was ek geen lig in daai tyd nie. Vandag weet ek dat ons almal kan skyn, sonder dat ons dit weet, want God skyn deur ons.